onthou gisteraan na die tyd het ek vir my pa gesê, ek kan nie glo dat my R nog so rol nie. Die neiging in Engeland is vir die R om te verdwyn. En ek onthou een oggend hoe ons oudste dogtertjie met opgewondenheid in die kamer ingehardloop het. Haar naam is Lyken. En sy sê, "Papa, ek kan dit doen. Wat kan jy doen? Luister." En sy die hele dag vir die volgende dag en dag daarna en op een of ander tydperk oor so 2-3 dae later het ons van gesê, "Hoor jy beter nou op om dit te doen." En ons jongste enetjie, sy's nou 8. En so nou en dan probeer sy, maar hy wil nog nie kom nie. Dan sê ons van, nee, jy moet die tong teen jou verhemel te sit. Dan probeer sy, maar hy kom nie uit nie. So hopelik, voor sy 20 is, of 21, dan behoort hy uit te kom. So ons probeer ons bes. Ek onthou Jesus se woorde, hy sê, 'n profeet is nie welkom in sy eie land nie. Maar ek voel daarom gelukkig, want ek is nie 'n profeet nie, so ek het nie die gawe van profesie nie. So dis lekker om saam met julle te wees. Ek het ook gisterand gesê, ek hou daarvan om die woord lekker te gebruik, want ons kry nie die geleentheid om dit te gebruik nie. En elke keer as jy Suid-Afrikaner in Engeland raakloop, dan is die eerste ding wat ons sê, hoe voel dit om lekker te sê? Ek voel so lekker. En ek het ook gisterand gesê, dat selfs die Engelse Suid-Afrikaners, as hulle jou sien, wil hulle net in Afrikaans praat. En een van my gemeentelede, by my vorige gemeente, waar ek was, in Albans gemeente, net noord van Londen, hulle is van Kaapstad, Engelssprekende Suid-Afrikaners van Kaapstad, en ek onthou, dat een keer toe sy Suid-Afrika toe gekom het, en toe kom kuier vir haar familie, het sy met hulle in Afrikaans gepraat, en haar familie het vir haar so snaaks aangekyk, en gesê, wat's fout? Sy sê, luister, dis die enigste tyd wanneer ek kan praat in Afrikaans, so los my uit. So ons is selfs besig om die Engelse te bekeer na Afrikaans toe. En dit is lekker om te kan hoor dat die mense van ordentlik uitgespreek kan word. In Engeland sê hulle venter of hulle sê ventner. En elke keer wanneer hulle jou van uitspreek as ventner, dan dink hulle jy kom van 'n dorpie. Daar's 'n klein dorpie op die eiland van die Isle of Wight wat se naam Ventnor is. So hulle dink jy kom daarvan af. En dan verras ons hulle om vir hulle te sê ons kom van die sonnige reënboogland Suid-Afrika. Wel, ek weet nie of die reënboog skyn op die oomblik nie, maar Suid-Afrika is nog steeds 'n goeie land. So dis lekker om saam met julle hier te wees. Ek het gesoek vir 'n foto voor my broer dit opsoet. Ek het gesoek vir 'n foto om vir julle te wys van my vrou en ons 2 dogtertjies. Nou wat is ek by water nodig het? Dankie. En ek het gesoek, ek het 'n paar 100 foto's en ek het toe besluit ek moet die beste foto kry om vir julle te wys. My vrou Lara en my dogter Lyken, ons oudste dogtertjie Lyken. Haar naam spel jy L-A-Y-K-E-N. En oorspronklik toe ons haar naam gekies het ons dit gespel L-A-K-E-N. En toe ons die eerste keer hoor dat die Afrikaanssprekendes dit uitspreek as Laken, toe besef ons gaan nie werk as ons meisie na verwys as dinge wat in die kamer gebeur nie. So toe sit ons die Y in, sodat die Afrikaanssprekendes soos ons kan sê Lyken. So Lyken is 12 en Jamie. Nou as jy getroud was met 'n juffrou, ek was getroud, ek is nog steeds getroud. Maar toe ek en Lara getrou het, toe was sy 'n onderwyseres. En as jy getrou is met 'n onderwyser, is daar 'n probleem as jy name soek vir jou kinders. Want elke naam herinner hulle aan 'n student. En meeste van die tyd is dit nie 'n goeie herinnering nie. En ek onthou hoe ons gesukkel het. En uiteindelik het ons besluit ons gaan haar Jamie noem, maar ons moet die spelling verander sodat dit nie lyk soos enige ander kind Jamie wat sy klas voorgegee het nie. So dit is J-A-M-E-E, soos jy dit sê, Jamie. En so dis maklik. En so toe besluit ons om op hierdie foto vir julle te kry. Dis die beste foto wat ek het. Dis 'n normale dag vir ons. Ons was op 'n uitstappie gewees. Ek sal probeer om een te kry wat nie so mooi is nie, maar dit is ons beste een.
En ek het probeer om my tong uit te steek, maar dit het nie gewerk nie. Ons was op 'n uitstappie gewees by 'n plek, nou kan ek nie die plek se naam onthou nie, net buitekant Hemel Hempstead. Dit was baie woude, vir 'n klein eilandjie is dit nogal verbasend hoeveel oop land hulle het. Dis waarom die huisies almal so klein is. Ons het 'n baie klein huisie, en so ons geniet dit om te gaan stap, en ons was maar 'n bietjie simpel geweest op daai dag. En jy mag nie die woord stupid in Engeland gebruik nie, anders word jy hof toe gesleep, so ons sal maar sê simpel of silly, is die woord wat ons gebruik. So ja, ons is daar, dis Jamie voor, met die geel hoedjie, sy is so, sy's 'n baie liefdevolle meisie, sy's eksentries, sy lag vir haarself, sy's dramaties, op 'n goeie manier, allerlei dinge, en lykens, sy's meer soos ek, sy's droog, maar is, maar sy, hulle het hulle ma se natuur, hulle lag maklik vir mekaar, hulle lag maklik vir hulle self, en hulle geniet die lewe. En Lyken is nou in die hoërskool, daar begin hulle in hoërskool op die ouderdom van 11, kan julle dit glo? Hulle maak die kinders te vinnig groot. En Jamie, sy is op laerskool, en op laerskool begin jy op die ouderdom van 4 of 5. Hoe hartseer is dit? Hoe hartseer is dit? Maar ja, so, ons bly in 'n klein dorpie, ek sal nie meer sê nie, want ons moet seker in die boodskap inkom. Ons bly op 'n klein dorpie met die naam van Welwyn Garden City, dis so 'n halfuur van die kerk waar ons bedien Stanborough Park gemeente, is 'n gemeente van so 700 lidmate, en op 'n Sabbat het ons so tussen 700 en 800 mense. Ons het 2 dienste wat ons hardloop op dieselfde tyd. Ons het 'n meer tradisionele diens, soos wat ons bekend is meer hier in Suid-Afrika. En die orde is so eenvoudig, ek hoef nie eens meer te kyk nie, ons weet wat gaan gebeur, en dit is 'n lekker eenvoudige diens. Ons het gewoonlik so 450 mense wat in daai diens is, en dan het ons 'n meer van 'n kontemporêre diens, wat ons sal sê kontemporêre musiek en daai goeders het, in een van ons ander sale in die gemeenskapsentrum wat ons het, wat so 200 mense, tussen 200 en 250 mense vat. En dit is 'n goeie gemeente, dit is 'n gemeente wat besig is elke dag van die week. Ons is 'n sentrum wat oop is elke dag, en ons doen baie dinge, en ek sal miskien môre 'n bietjie tyd spandeer om vir julle van dit te vertel. En een van die dinge wat ons besluit het oor die afgelope paar jaar, is ons as predikante wil ons self uit ons werk uitwerk. So dit mag dalk klink asof ek lui is, maar ek is, maar ons is nie, dit is nie die doel nie. Ons wil onsself uit ons eie werk uitwerk, want ons glo dat ons almal word geroep om priesters van God se koninkryk te wees. Nie net predikante nie. Stem jy saam? Almal van ons is geroep om priesters te wees van God se koninkryk. Met ander woorde, die verantwoordelikheid van ons almal is om disippels van ander disippels te maak. So ons kerk se missie is om God te ken en om God bekend te maak in die konsep van disippelskap. En verlede jaar het ons 'n nuwe doelwit vir die volgende 5 tot 10 jaar het ons geloods, en ons het 12 maande van gebedprojek begin waar elke lidmaat vir 3 mense bid. Vir 12 maande, elke dag, vir dieselfde 3 mense se bekering. Met ander woorde, ons het 'n gemeente van, kom ons sê 500 van ons bid, is 1500 mense wat elke dag aan God opgedra word vir hulle bekering. En die hoop is dat elke gemeentelid ten minste een van daardie 3 mense persoonlik mee sal stap om hulle 'n disipel van Jesus te maak. En ons werk ook baie nou saam met ons jong volwasses. Ons het 'n disipelskap projek wat ons begin het met hulle, en ek sal julle 'n bietjie môre meer daarvan vertel. Nou ek moet vir julle sê, ek was nie noodwendig een van die modelste studente op laerskool nie. As 'n jong ouetjie het ek my ouers nogal menig male kere verleë laat los. Ek dink ons het een keer die garage wat ons afgebrand het, ek kan nou nie onthou nie. My broer sal onthou. En ek het baie pak gekry, maar ek het dit nodig gehad. En ons was nie noodwendig die soetste seuns, of ek was nie noodwendig, ek kan nie my broer hier intrek nie, maar ek was nie noodwendig die soetste seun gewees nie. Maar gelukkig het dit alles verander op hoërskool. Toe ek hoërskool toe gaan het ek amper gedaanteverwisseling ondergaan. Ek onthou toe my ouers vir die eerste keer huis toe kom na die eerste oueraand, het hulle vir my gesê, dis my herinnering, het hulle vir my gesê, weet, jou biologie onderwyser het nie eens geweet dat jy in haar klas is nie. Man,
dit was so stroop soos my mond gewees. En ek het gedink, dis hoe ek moet wees die hele hoërskoolloopbaan en dis hoe dit gegaan het vir die eerste 2 jaar. Ek het seker gemaak niemand weet dat ons bestaan nie. Ek is nie in die skool nie en toe kom my suster skool toe en dit weet almal ons is in die skool. Maar ek het dit so probeer hou en ek onthou in my laaste jaar van skool, noem hulle dit nog matriek? So in my laaste jaar, in my matriekjare, onthou ek, was daar een dag gewees wat meeste van die onderwysers was hulle was afwesig gewees. En wanneer 'n groot groep van die onderwysers afwesig is, beteken dit dat daar baie studente is. Ek was op die hoërskool in Middelburg Tegniese Hoërskool op daardie stadium, ons was so 1500 kinders dink ek in die skool gewees. En so as een onderwyser afwesig is dit 'n groot probleem. As 2 onderwysers afwesig is dit baie kinders wat na omgesien moet word. En ek onthou hoe hulle ons altyd na een van ons ou sale toe gestuur het, want as jy daar aangekom het, was daar enigiets tussen 30 en 200 kinders wat daar gesit het, en jy 2 of 3 onderwysers wat hulle moes dophou vir 'n halfuur of 'n uur, hangende af van hoeveel periodes hulle onderwysers afwesig was. En ek onthou hoe ons daar gesit het. En een van ons onderwysers, dit was sy beurt gewees, ons tegniese tekene onderwyser, dit was sy beurt om na ons te kyk. Sy naam was meneer Trimpelman, dit was sy van. Maar ons het hom Krummel genoem. Ek dink nie sy vrou het hom baie gevoed nie, maar hy was so lank skraal onderwyser gewees. Hy het 'n bamboesstokkie gehad vir sy lat en as hy sy bamboesstokkie voor hom gehou het, dan kon jy hom nie sien nie. Hy was so skraal gewees. Hy was so skraal. En so ek dink dis hoekom hy sy bynaam as Krummel gekry het. En so Krummel het daar gestaan, maar hy was 'n baie streng onderwyser gewees. As jy hom hy het met daai laaitjie oral geloop en as jy hom geluister het nie, jy het nie nodig gehad om na sy kantoor toe te gaan nie. Hy gee sommer 'n pak daarvoor almal. En ek onthou hy daar gestaan het en ons was seker so 100 of iets kinders gewees in hierdie saal en hy het een van die seuns geroep wat gepraat het. En hy het vir die res van ons almal gesê, julle moet nou mooi luister, die student wat laaste hier staan wanneer die klok lui, hy gaan pak kry. So julle moenie praat nie. Choopstil. Kyk, want ons weet hoe voel Krummel se lat. So ons was stil. En ek en my vriend, ons sit daar teen die muur en ek het my bene opgetel sodat my hande op my knieë kon rus en ek het vir een of ander rede dink ek aan die slaap geraak en dit was nie lank nie en my vriend het my in die ribbekassie geelboog en ek het wakker geskrik en toe ek wakker skrik kyk ek af en ek sien daar by die deur staan een van ons klasmaats en hy wys met sy vingers so na my toe en hy roep my. Hy sê jy het gepraat. Wat? Ek kyk na my vriend. Hy stoep stil, maar hy gaan nie praat nie, want as hy praat moet hy ook vorentoe gaan. So ek staan op, ek kom daar, ek protesteer. Meneer Krummel, hy kyk vir my, ek bly maar stil. Nou staan ek daar en ek het seker daar gestaan vir 'n minuut, lui die klok. En die studente loop almal klas toe en Krummel staan op. Hy sê kom. Ons gaan daar na sy kantoor toe. En as jy na sy kantoor toe gaan, weet jy kry meer as 1 pak. Dit is gewoonlik 2 of 3 gewees. En ek onthou, ons kom daar by sy kantoor en ons in sy kantoor instap en ek gereed maak om vorentoe te buig, want hy het altyd vir ons gemaak om vorentoe te buig. Het ek by hom geprotesteer en ek het gesê, meneer, ek het nie gepraat nie. Dis onregverdig. Ek het nie gepraat nie. En ek onthou, hy sê vir my, ja, seun, die lewe is nie regverdig altyd nie. Buig of jy kry nog een. En dit is so, is dit nie? Die lewe is nie altyd regverdig nie. Ek meen van die oomblik wanneer ons as pasgebore babas ons oë oopmaak, leer ons dat die lewe is nie regverdig nie. En dis waarom ons geleer het of waarom ons kinders leer dat jy met jou speelgoed met die ander deel, met die hoop dat die ander hulle speelgoed met jou sal deel, sodat jy sal leer hoe dit is om regverdig saam met mekaar te speel. En dan daardie proses herhaal homself wanneer ons op laerskool kom. Ons word geleer om in rye te staan, ons moet ons hand opsteek, ons mag nie uit die beurt uit praat nie, of in daai tyd toe ek op skool was, het jy pak gekry as jy dit gedoen het. En dan herhaal die proses homself weer as ons in hoërskool kom. Ons help 'n vriend met hulle huiswerk. Ek onthou op die bus het ons 'n halfuur gevat om skool toe te ry elke oggend op die bus, en dan het jy gesien hoe die ouens vinnig probeer om hulle huiswerk klaar te maak wat hulle vergeet het. En dan het jy probeer help, met die hoop dat eendag wanneer jy in die nood is, jou vriende jou sal uithelp. En dan wanneer ons op college kom of universiteit, herhaal die proses homself weer. Ons help mekaar uit hier en daar, of dit met 'n rit is hier, of dit met huiswerk is daar, of dit met studiewerk is daar, of dit met geld is daar, en met die hoop dat wanneer ons eendag in die nood is, ons vriende dit weer met ons sal doen. En dan trou ons.
En ons het hierdie hoop dat ons geliefde getrou sal wees teenoor ons, soos ons getrou sal wees teenoor hom, want dit is hoe die lewe veronderstel is om te wees. Dis veronderstel om so te wees, maar ons weet dit is nie so nie. En so wat die samelewing doen, is die samelewing skep reëls en hy skep wette sodat ons regverdig hierdie lewensspel kan speel met mekaar. Sodat wanorde en chaos nie sal oorneem nie. Ons het hierdie reëls, ons het hierdie wette wat ons publieke verhoudinge handhaaf. Ons het hierdie reëls en hierdie wette wat ons persoonlike verhoudinge handhaaf. Op hierdie spektrum van persoonlike verhoudinge aan die een kant het ons as ouers reëls en ons het wette in die huis oor hoe ons kinders wil grootmaak en hoe ons kinders teenoor ons moet optree. En aan die ander kant van die spektrum het ons reëls, het ons regulasies oor wat se tipe persoon ons wil hê ons lewensmaat moet wees of wat se tipe persoon ons bereid is om te wees as 'n lewensmaat. En so ons het hierdie wette en die reëls. En as elke persoon ons reëls nakom en ons kom elke ander persoon se reëls na, dan het ons 'n tevrede verhouding met mekaar. Maar daar's 'n probleem. En dis 'n groot probleem. En dit is dat in die aardse terme van regverdigheid, nie in God se koninkryk nie, maar in aardse terme van regverdigheid, is regverdigheid relatief vandag. Regverdigheid vandag is in die oë van die waarnemer. Want julle sien, as gevolg van ons persoonlike geloofsoortuigings, ons persoonlike morele waardes en ons persoonlike kulturele voornemings wat ons het, gryp ons eie konsep van regverdigheid aan. Met ander woorde, daar sal stadiums wees wat jou waardes in konflik kom met my waardes, of my waardes in konflik kom met jou waardes, en wanneer ons waardes in konflik kom met mekaar, gaan iemand seer kry, en ons gaan uitskree uit ontevredenheid dat die lewe is onregverdig. Ons sien dit selfs in die sportwêreld. Ek onthou 2010, toe die sokker wêreldbeker in Engeland sê hulle voetbal. Hulle weet nie wat sokker is om hulle lewe te red nie. Maar toe die sokker wêreldbeker plaasgevind het hier in Suid-Afrika, onthou ek hoe ek in ons TV-kamer gesit het toe Engeland Duitsland speel. In Engeland is dit groot. As Engeland teen Duitsland speel, is dit soos die derde wêreldoorlog. Okay? Dis groot. En ek sit daar, Jamie, ons jongste enetjie, was ongeveer 'n jaar oud, sy was net meer as 'n jaar oud, en sy het hier rondom my gespeel in die TV-kamer, en ek het daar gesit en ek het gekyk na hierdie wedstryd, en op een of ander stadium het een van die Engelse spelers, Frank Lampard, daar die bal geskop in die net in, en hy het agter die lyn ingegaan, en dit was veronderstel om 'n goal. Dit is veronderstel om 'n goal te wees, maar die skeieregter het dit nie gegee nie. En ek onthou toe dit gebeur het, in daardie oomblik dit was alles so gespanne geweest, want Engeland was besig om te verloor, en as hy daai bal ingegaan het, dan sou hulle gelykop gewees, en ek was so gespanne, en toe daai skeieregter nie daai goal toeken nie, toe gryp ek my hande en ek slaan dit op die grond neer, en ek skree, dit is onregverdig, dit is onregverdig, ek het skoon vergeet waar ek was, dit is onregverdig, en toe ek opkyk, toe staan Jamie, en sy kyk vir my so met sulke groot oë, en sy bars uit in trane, en ek gryp haar, en ek begin haar te troos, die TV, en ek groot, die TV aan hierdie kant. Dit is onregverdig. En ons sien dit in speletjies, en dis waarom daar reëls en wette is in sport, en wanneer iemand 'n oortreding begaan het, en as hulle uitgevang was deesdae, dan word hulle gestraf. Maar het jy al, byvoorbeeld, saam met iemand speletjies gespeel, as jy nou moet regtig terugdink aan die dae toe ons kinders was, en jy speel met daai persoon speletjies, en soos jy speel, verander die ander persoon die reëls. Het jy dit al? Dis nie lekker nie. Kyk, dis wanneer ek ophou speel. Maar dit gebeur vandag. As gevolg van 'n konsep van relatiewe regverdigheid, beplan ons reëls en wette vir ons lewens, ongeag hoe dit ander seermaak, hoe ons aksies ander beïnvloed. En tog is regverdigheid vir ons belangrik, want regverdigheid gee ons die gevoel dat
dat daar stabiliteit in ons lewe is. Dit gee ons die geleentheid om vir die toekoms te beplan. En so wanneer iemand die reëls en die waardes wat ek vir my eie lewe het raak sien en dit onderhou, en wanneer ek die reëls en die waardes van ander mense raak sien en dit onderhou, is daar 'n goeie verhouding van tevredenheid tussen ons. Maar geliefdes, dit werk nie so nie, want daar is altyd tye, daar is altyd kere wanneer daar die waardes in konflik kom met mekaar en iemand gaan seer kry en ons gaan uitskree dit is ontevrede. Ek is ontevrede want die lewe is onregverdig. Ek kan net myself indink dat daar is genoeg van ons hier vanoggend om te weet dat van ons voel so reg nou op hierdie oomblik. En so wanneer ons na God se woord kyk, sien ons 'n verhaal, vind ons 'n verhaal van Josef se broers. En ek wil hê ons moet na Josef se broers kyk, nie na Josef homself nie, maar vind ons dat Josef se broers hulle self in dieselfde situasie vind en hulle met dieselfde konsep sukkel. Julle sien, wanneer ons voel dat iemand onregverdig teenoor ons opgetree het, wanneer iemand ons onregverdig behandel het, begin die gevoelens van frustrasie, die gevoelens van haat, die gevoelens van wrok, die gevoelens van bitterheid in ons opborrel en gewoonlik dink ons eerstens sonder om eers daaraan te dink, onmiddellik neem ons aan dat die persoon dit opsetlik bedoel het en dis persoonlik. En hier sien ons dat Josef se broers met dieselfde probleem gesukkel het. So kom ons vat ons Bybels en ons maak ons oop by Genesis hoofstuk 37. Genesis hoofstuk 37. En kom ons kyk gou na hierdie verhaal. Dis 'n baie welbekende verhaal. Maar maak die Bybels oop as jy dit het. En kom ons lees gou deur hierdie hoofstuk. Ons gaan nie die hele hoofstuk deurlees nie. Maar kom ons kyk wat gebeur wanneer ons dit toelaat, wanneer ons onsself toelaat om die pad van onregverdigheid te stap. Wat gebeur? So kom ons begin daar in vers 1. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader, in die land van Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. 'n Slegte gerug? Wat 'n gerug? So Josef is saam met sy broers in die veld, pas skape op. En wanneer ons die res van die verhaal lees, weet ons dat Josef was sy pa se witbroodjie. Dis hoe sy broers dit aangesien het. Dis hoe sy broers dit beskou het. Hy was sy pa se witbroodjie. So hy's daar saam met hulle. So ons kan dalk aanneem, ons kan dalk veronderstel dat hy is daar. Sy broers is ouer en wat ouer broers doen, soms wanneer hulle bymekaar is en hy speel 'n bietjie met mekaar. Miskien het hulle dalk rof met hom gespeel. Dis dalk die goeie ding. Of miskien het hulle dalk hom 'n bietjie begin bespot omdat hy sy pa se witbroodjie was. Maar iets het gebeur wat veroorsaak het dat Josef op sy perdjie geklim het en na sy pa toe teruggejaag het om stories aan te dra. Nou ek weet nie van u nie, maar ons het as kinders geleer dat in die verhouding van broers en susters is daar 'n hiërargie tussen die ouer broers en susters en die jonger broers en susters. En een van die dinge wat jy leer as jy die jonger boetie of sussie is dat jy nie stories aandra nie. En hier is Josef, en hy hardloop na sy pa toe, en hy dra stories aan. Hy is ongelukkig oor iets, en so dit vat ons nie lank om te besef, dat hierdie maar net 'n druppel water in 'n dam van onregverdigheid is, wat besig is om op te bou tussen Josef, sy broers en sy pa. So kom ons lees verder. Dit sê vir ons die volgende van vers 3. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok, 'n lang jas met moue gemaak. Waarom is dit so belangrik dat ons dit weet? Het jy gewonder? Waarom maak die skrywer as dit Moses is, waarom maak Moses ons bewus van die feit dat sy pa vir hom 'n jas gegee het? Het hy nie ander klere gehad nie?
Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy ander broers lief het, met ander woorde, iets met die jas het te doen gehad met die liefde van sy pa, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Hey, dis onregverdig. Jy het hom meer lief as ons, en hier is ons werk in die hitte van die dag, onder die hitte van die son, dag in en dag uit, en jy speel pop met hierdie kaboutertjie. En so dis belangrik om te besef dat Jakob is besig om onbewustelik 'n boodskap aan sy ouer seuns te stuur. En veral sy eersgeborene. Wanneer ons na die verhale, soos byvoorbeeld die verhaal van Elia en Elisa kyk, toe Elia vir Elisa geroep het Elia daar by Elisa aangekom, en wat het hy oor sy skouers gegooi? Sy jas oor sy skouers gegooi. En Elisa het onmiddellik geweet dat dit verteenwoordig 'n oorbrugging van verantwoordelikheid. Dit verteenwoordig 'n oorbrugging van erfenis, wat ook al Elia verantwoordelik was, Elisa is nou voor verantwoordelik. En wanneer ons byvoorbeeld na die gelykenis van die verlore seun kyk, sien ons hoe daardie ouer broer met afskuw na sy jonger broer gekyk het toe sy pa sy jas oor sy jonger broer gegooi het. En so Jakob is besig om onbewustelik 'n boodskap aan sy ouer broers te stuur, aan sy ouer seuns te stuur, aan Josef se ouer broers te stuur, dat luister, hierdie seun van my, Josef, is belangrik vir my, ek het hom lief vir wie hy is, julle is belangrik vir my vir wat julle vir my kan doen. Daar's 'n groot verskil tussen die liefde wat ons ervaar van iemand, wanneer ons weet dat hulle ons lief het vir wie ons is, en wanneer hulle lief is vir ons, vir wat ons vir hulle kan doen. En so ons kan sien waarom Josef se broers gedink het die lewe is onregverdig. En hierdie gevoel van onregverdigheid het net dieper en dieper wortel gevat. Kom ons lees dit verder vanaf vers 5. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê: "Hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom: "Wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers?" En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad. In hierdie tyd moes hy seker geleer het dat jy nie vir hulle moet vertel nie, maar hy vertel hulle. Kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Kan jy hier raak lees hoe hierdie gevoelens van haat, hierdie gevoelens van frustrasie, hierdie gevoelens van onregverdigheid onder sy familielede opgebou het. Jy sien, wanneer ons glo dat iemand ons onregverdig behandel het, of wanneer iemand 'n oortreding teenoor ons begaan het, begin ons om daardie episode, daardie gevoelens soos 'n rewind knoppie oor en oor te speel in ons gedagtes. Dis onregverdig. Waarom het hy dit gedoen? Waarom het sy hierdie bom op my laat val? Kan hulle nie sien hoe seer dit my gemaak het nie? Dis 'n oog vir oog en 'n tand vir tand. Dis hoe dit moet werk, is dit nie? En so hierdie gedagtes broei in ons voel dat al ons energie daarin gespandeer moet word om hierdie balans te herstel, om die balans van regverdigheid te herstel. En wanneer ons nie die regverdigheid onmiddellik kan bewerkstellig nie, raak ons meer ongesteld. Ons frustrasies word woede, ons frustrasies word haat, ons pyn word bitterheid. En onmiddellik probeer ons al ons energie daaraan spandeer om seker te maak dat regverdigheid herstel word. So wat gebeur is ons begin om op 'n pad te loop wat sekere reaksies het. Ons begin onsself dan bevind op 'n pad van aksies en reaksies. En so kom ons kyk gou nou na hierdie verhaal en kom ons kyk na hierdie aksies en reaksies. Wat gebeur wanneer ons toelaat wat gebeur wanneer ons onsself toelaat om hierdie pad te loop? Julle sien eerstens wanneer iemand iets teenoor ons doen en ons seermaak,
Wanneer iemand iets teenoor ons doen en dit voel asof hulle ons hart deursny tot die kern van ons wese, begin ons eerstens nommer 1 en ons kan dit op die skerm sit, begin ons eerstens probeer om daardie persoon te kry om verskoning of om vergifnis te vra. Dis wat ons doen. So kom ons lees vers 9 tot vers 13. Dit sê die volgende: Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê: Kyk, ek het nog 'n droom gehad. En die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, selfs nou word sy pa ook kwaad vir hom teen hierdie tyd. Wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? Sy broers was afgunstig op hom. Dis 'n baie sterk woord vir jaloesie. Hulle was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Met ander woorde, hy het dit daaroor gebroei. Hy kon dit nie los nie en sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Hulle het genoeg gehad van Josef. Toe sê Israel vir Josef: Pas jou broers nie die vee op by Sichem nie. Kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord: Hier is ek. Nou weet jy wat is opvallend vir my? Is dat wanneer ons die verhaal van Josef en sy broers lees, vind ons nêrens 'n beskrywing in die eerste paar jare van Josef voordat hy as 'n slaaf weggestuur is na Egipte toe nie. Vind ons nêrens dat hy ooit om verskoning of om vergifnis gevra het vir sy houding teenoor sy broers nie. En Ellen White insinueer dat een van die redes waarom hy dit nie gedoen het nie, is dat hy te selfsugtig was. Hy was te geestelik onvolwasse. En hy was sy pa se witbroodjie. Dit laat my nogal dink. Wat ons kinders van ons dink, as dit vir hulle voel asof ons die een bo die ander een voortrek. Is ons besig om ons kinders groot te maak om dieselfde foute te begaan as Josef se broers? Ons sien dat Josef se broers se bitterheid groei. En jy sien, wanneer ons probeer om iemand om verskoning te vra, of wanneer ons vir iemand vra om verskoning te vra, of wanneer ons iemand benader om hulle vra om vergifnis te vra, doen ons dit met die hoop dat hulle dit sal doen, want as hulle dit doen, dan kan ons met die lewe aangaan. Dis asof vrede, dis asof liefde herstel word en ons kan aangaan met die lewe. Dit beteken nie noodwendig die pyn van die verlede is verby nie, maar ons kan aangaan met die lewe. Maar wat gebeur as daardie persoon nie om verskoning wil vra, of wanneer daardie persoon nie om vergifnis wil vra nie? Wanneer hulle nie eens wil erken dat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Wanneer dit gebeur, sien ons tweedens, was dit wanneer 'n verskoning nie kom nie, sien ons tweedens hoe daar addisionele pyn, hoe daar addisionele bitterheid begin om te groei binne in ons. En jy weet wat is hartseer? Ons vind onsself vandag in 'n lewe, 'n samelewing waar ons nie eers die eerste stap deurgaan nie. Ons lewe in 'n samelewing waar ons in 'n denkwyse ingekoop het wat vir ons sê dat om mense te vra om verskoning te vra, om na mense toe gaan om vergifnis te vra, of om selfs iemand te vergewe, of om selfs om verskoning te doen vir iets wat ons gedoen het, is om swak te wees. Maar wanneer dit nie kom nie, begin hierdie gevoelens van haat soos 'n sak vol van klippe op ons skouers vas te sit. Gevoelens van pyn, gevoelens van wrok, gevoelens van bitterheid, wat ons nie van ons skouers kan afkry nie. Hierdie boef, hierdie smeerlap van 'n persoon, wil nie eers om verskoning vra nie. Hulle wil nie om vergifnis vra nie. Hulle is nie eens bereid om te erken dat hulle my seer gemaak het nie, en so ons begin om te voel asof ons misbruik was. En hierdie gevoelens van haat, hierdie gevoelens van bitterheid, gee ons dan derdens die energie om fisies te reageer. Vanaf vers 14 lees ons: Toe sê hy vir hom, dis
dis Jakob wat vir Josef sê, gaan tog, verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee en bring vir my 'n berig terug. So hy het hom dan uit die dal van Hebron weggestuur en hy het by Sichem aangekom. Daarop kry hy 'n man om vertel, terwyl hy op die veld ronddwaal en die man vra vir hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers. Vertel my tog waar hulle die vee oppas. Toe sê die man, hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het hulle gehoor sê, laat ons dan Dotan toe gaan. En Josef het agter sy broers aangegaan en hulle by Dotan gevind. En hulle het hom van ver af gesien. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. So ons sien hier hoe Josef se broers se wrok en bitterheid oorsit in 'n energie wat hulle fisies die krag gee om daarop te reageer. En geliefdes, dis wat met ons woede gebeur. Dis wat met ons bitterheid gebeur wanneer ons dit toelaat om te groei. Wanneer dit groei, gee dit ons die fisiese krag om na mense toe te gaan en om vir mense te vertel van wat ander teen ons gedoen het, hoe hulle ons seer gemaak het. Kan jy net dink, daai broer of daai suster het dit soveel aan my gedoen en dan gaan ons na 'n ander persoon toe want ons voel ons moet soveel as moontlik hulp van ander kry sodat hulle ons kan help om met hierdie gevoelens oor die weg te kom en voor ons weet die hele kerk daarvan. En iets wat eens op 'n tyd privaat was, is nou publiek. Toe ons klein was, het ons na mamma en pappa toe gehardloop. En hulle kon ons troos. Hulle kon ons laat beter voel. Maar wat doen ons nou? Gaan ons na 'n prokureur toe? Krap ons hulle kar miskien? Vernietig een van hulle gunsteling besittings? Vernietig hulle reputasie miskien? Maak nie saak wat ons doen nie. Hulle het almal een ding in gemeen. Dit werk nie. En nou dit is waar, dat die meeste van ons het nie die neiging om fisies te reageer op ons bitterheid. En so vierdens begin ons om in ons verbeelding rond te speel met 'n bietjie wraak. As ek net dit kan doen. Ja, dan kan hulle voel hoe voel ek. Kom ons lees verder van vers 19. En hulle het vir mekaar gesê, hey, daar kom daardie dromer aan, man. Kom ons maak hom dood. Kom ons gooi hom in daai put, man. Kom ons sê vir pa dat 'n wilde dier hom opgeëet het. Man, dit sal so lekker wees, né? Dan sal ons sien wat van daardie drome word. Toe Reuben dit hoor, het hy met hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Moenie bloed vergiet nie. Gooi hom eerder in die put. Wat in die woestyn is, maar moenie 'n hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red om na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit. Daardie lang jas met moue wat hy aangetree het. En hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg. Ten minste was daar nie leeu's in gewees nie. Daar was geen water nie. Daar het hulle gaan sit. Dink nou wat gebeur. Hulle is so kwaad. Hulle is so vol haat. Hulle is so vol bitterheid. Dat van hulle bereid is om hom dood te maak. Hulle gee in, hulle gooi hom in die put en dan gaan eet hulle. Dan gaan eet hulle. Asof niks gebeur het nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet en toe hulle hulle oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaeliete wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom op pad om dit na Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, hey,
Watter voordeel is dit dat ons ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop. Dan maak ons sommer 'n bietjie geld ook. Maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer, minder as wat Jesus voor verraai was. En hulle het Josef na Egipte gebring. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. Daarop skeur hy sy klere. En hy gaan na sy broers terug en sê, die seun is nie daar nie, en waar moet ek heen? Jy sien, meeste van die tyd reageer ons nie fisies op ons bitterheid nie. En so ons begin om met ons verbeelding speletjies te speel, oor wraak, oor wat ons gaan doen, en voorlank begin ons in hierdie denkwyse van as en dan in te koop. As ek dit doen, dan sal hulle voel hoe ek voel. As ek dit doen, dan sal hulle om verskoning vra. As ek dit doen, dan sal hulle weet dat hulle om verskoning moet vra, of dat hulle om vergifnis moet vra. En voor ons oë uitvee, spandeer ons al ons energie, al ons tyd aan hierdie as dan denkwyse. En ons mag dalk selfs een of twee van hulle probeer, maar nie een van hulle werk nie. En al wat gebeur is ons hierdie as dan denkwyse hou ons vasgenaal aan 'n donker verlede en 'n donker toekoms. Dis verdoen. En so eerstens sien ons wanneer iemand ons deursteek tot die diepte van ons wese, wanneer ons voel asof die lewe 'n onregverdige bom op ons skoot laat val het en iemand het ons so seer gemaak, begin ons eerstens, as ons dit op die skerm sit, weer probeer om daardie persoon te kry om verskoning of om vergifnis te vra. En as dit nie werk nie, dan word die gevoelens van addisionele pyn omgesit in haat en word dis wat werklik gebeur, geliefdes. En u weet dit gebeur het, ek weet dit gebeur het, want dit het al met my gebeur. En hierdie pyn en hierdie wrok wat ons aan vasklou, gee ons dan die energie om fisies te reageer, maar as ons nie fisies reageer nie, begin ons vierdens om met dit in ons verbeeldings te speel, begin ons wraakspeletjies te speel. En aan die einde van die dag werk nie een van hulle nie, en dan laastens, vyftens, begin ons om van die lewe te onttrek. 'n goeie voorbeeld is Juda. Gaan lees wat Juda gedoen het na die tyd. Gaan lees wat met hom gebeur het. Daar is nie tyd vir ons om nou daarna te kyk nie. Maar gaan lees wat gebeur wanneer jy van die lewe onttrek. Julle sien, wanneer ons diep deursteek is dit makliker vir ons om van die lewe te onttrek. Wanneer die gevoelens van moedeloosheid, van hopeloosheid ons oorvat, is dit makliker vir ons om weg te beweeg van die mense en die dinge wat ons eens op 'n tyd geniet het. Is dit makliker voordat ons weet om weg te beweeg van die plekke van aanbidding waar ons eens was, wat ons geniet het om by te wees. Want dit is makliker vir ons om nie daardie persoon in die gesig te staar nie. Ons wil nie weer op dieselfde manier seer kry nie. Hoekom moet ons in dieselfde spasie wees as daardie persoon? En ja, dit is waar, dat miskien is daar 'n tydelike gevoel van beterskap wanneer ons wegbeweeg van daardie spasie, wanneer ons nie meer na daardie persoon hoef te kyk of hulle hoef te groet nie, wanneer ons nie meer rondom dieselfde area is waar ons voorheen seer gekry het nie. Miskien is daar 'n tydelike beterskap, maar geliefdes, voor ons oë uitvee, is ons besig om onsself te onttrek, en daardie onttrekking lei na alleenheid, dit lei na vernedering, en dit lei na geïsoleerdheid. So hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat geïsoleerdheid, dat alleenheid en dat vernedering Jesus verhoog en ons oorwinning gee oor dit wat die ander persoon teenoor ons gedoen het? Die enigste manier, en julle weet waarheen ek gaan nou, die enigste manier hoe ons ten volle weer die lewe kan geniet, hoe ons ten volle weer vrede kan ervaar, nie noodwendig regverdigheid kan herstel nie, maar die enigste manier hoe ons Christus se liefde, Christus se vrede weer ten volle kan ervaar, want as ons op 'n pad van alleenheid stap, kan ek vir u sê, maak ons oë en ons ore toe vir Christus. Maar wanneer ons bereid is om mekaar te vergewe, wanneer ons bereid is om mekaar te vergewe vir dit wat iemand anders teenoor ons gedoen het, vir die oortreding wat begaan is, verhoog ons Christus se naam.
En ek weet dit is nie maklik nie. Ek het dit al baie probeer en ek het al baie gesukkel. En ek weet dat ons is veronderstel om mekaar te vergewe. En ek weet dat baie van ons probeer dit en baie keer voel dit asof ons misluk, want die herinneringe en die pyn is nog steeds daar. Die herinneringe en die pyn sal altyd daar wees. Dis soos littekens wat op die hart sit. Maar geliefdes, wanneer ons ander nie vergewe nie, plaas ons die beheer van ons emosies in die hande van daardie persoon. En dit is nie die maklike pad om te loop nie. Vergifnis is nie die maklike pad om te loop nie, maar dis die beter pad om te loop. Vergifnis is 'n pad wat lei na 'n beter toekoms. En nie na 'n toekoms van donkerte en bitterheid nie. Vergifnis, om die waarheid te sê, forceer ons om te aanvaar dat die lewe nie regverdig is nie. En wanneer ons bereid is om te vergewe, neem ons beheer terug van ons eie emosies. Kom ons sit die volgende op die skerm. Vergifnis. Vergifnis beteken dat ons alle hoop op 'n beter verlede opgee en eerder beplan vir 'n beter toekoms. Ek onthou as 'n jong laaitie was ons eendag op 'n plaas gewees. By mense, my ouers het ons na hierdie oom en tannie toe gevat en ons op hierdie plaas gelos vir 'n week. Dit herinner my. My broer en my suster en ek was daar en ons het hulle gehelp om bakstene te maak, want hulle het 'n huis groter gebak. En weet nie wie van julle het al probeer om bakstene te maak nie. Veral met die ou metode. Okay, nie hierdie nuwe fancy masjiene nie. Maar jy vat die klippe en die sement en die sand en jy meng dit en dan sit jy dit in hierdie groot ystermasjien, wel dit groot gevoel op daardie stadium masjien en dan moet jy daai ding neerslaan. Jy moet daai so slaan en dan moet jy dit optel en dan moet jy die 4 bakstene wat jy nou gemaak het en julle weet hoeveel bakstene jy nodig om 'n huis te bou, maar dan moet jy hierdie 4 baksteenetjies vat en jy moet dit daar gaan sit sodat dit in die son kan bak en dan moet jy nou gaan en jy moet die proses om weer herhaal. Ek kan vir julle sê ek het muscles gehad soos Arnold Schwarzenegger. Dit is groot is man. En dit was ons gedoen het. In die oggend het ons bakstene gemaak. Ek weet nie Eugene of jy kan onthou nie. En in die middag het ons gaan rondspeel, 'n bietjie die plaas, dit is aan Valdam, naby Valdam gewees en ons het die plaas 'n bietjie gaan bekyk, gaan ondersoek instel. En ons het gesien dat die oom het 'n Vespa, 'n ou Vespa motorfietsie. So oranje ene. Ek kan hom nog onthou. So oranje ene. Die herinnering is sterk. En ons het hom gevra of ons op die Vespa kan gaan rondry en my broer was hy's ouer so die oom het hom vertrou. Ek sou myself nie vertrou het op daai stadium nie, maar my oom het hom vertrou en ons het daar op die plaas rondgery. En my herinnering is dat op een stadium het ek my broer gepleit en uit frustrasie het hy ja gesê en hy het my kans gegee om te ry op die Vespa. Ek was nie veronderstel om daai ding te ry nie. Dit was die reël. En ek het op hom geklim en ek onthou die area waar ons gery het was naby die hek van die plaas en die plaas was omring gewees met doringdraad. Daardie skerp doringdraad, nie die wat so lyk, ek weet nie hoekom ek dit doen nie, maar nie wat so lyk nie, hy het sulke skerp lemmetjie, dit is lemmetjies draad, daar is sy man, dis die woord wat ek nog gesoek het. En ek onthou hoe ons daar afgery het en my broer het so op en afgery en hy het nou vir my gewys wat ek moet doen en dis wat ek moet doen met hierdie kant van die handvatsel en dis so ek meer petrol kry en ek kan vinnig gaan en hier is die breek, onthou jy moet die breek druk, onthou. Die breek is nie daar nie, dis nie 'n kar nie, hy's hier bo, jy moet hom druk en ek onthou ek daar af is met die Vespa, dis so hy was so afgewees en hoe ek het so vinnig gegaan as moontlik, maar ek wil nou mos ry en ek is daar af. En dit het gevoel asof ek op een van hierdie superbikes was, jy weet. Op by klein Vespa, maar ek het vinnig gegaan en het so momentum opgetel en toe ek onderkom, toe besef ek, o gat, ek moet omdraai seker. En ek begin toe my draai vat en ek besef my draai
is nie klein genoeg nie. Ek is in die moeilikheid. Daai lemmetjiesdraad is naby. En ek besluit dit is tyd om breek te trap. En ek het vergeet, jy moet die handvatsel trek. En soos ek begin paniekbevange raak, gly my hand en hy begin om daardie petrol bietjie verder oop te maak. En toe kom daardie lemmetjiesdraad baie vinnig nader. So vinnig dat ek dit ontmoet het. En toe die ontmoeting klaar is, toe laat dit my daar hang in die lug. En my broer kom afgehardloop. En ek dog, my redder is hier. En hy kyk, wat fout met die motorfiets? Ons is in die moeilikheid. Die oom gaan ons velle afslaan. Hoor hier, kan jy my dalk help hierso? Ek sit vas. Ja, ek dink hy het my seker eerder gehelp. En ons is daar uit en ek het 'n lekker sny hier gehad. Ek het 'n lekker sny hier, so is nog 'n litteken daar. En ek het een hier op die arm ook, maar hulle is nou klein. Daai tyd was dit lekker lang is geweest. Julle weet, dan gaan jy skool toe. Na vakansie, dan gaan jy skool toe. Kyk hierso. Kyk hierso. Weet julle wat met my gebeur? Kyk hierso, man. En ons is daar. Kry die Vespa uiteindelik uit hierdie draad uit. Hierdie lemmetjiesdraad. Die wiel is pap. Die modderskerm het 'n buig in. Ons is in die moeilikheid. En soos ons opstap, nou begin ons stories aan te dink oor wat ons aan moet vertel. Weet. Ons kom bo, ons bære die Vespa mooi, maak asof niks gebeur het nie. Ja, maar ek het snye wat wys asof ek in 'n oorlog was. Nou verbeel jouself ek het daar opgestap met die pad terug na die plaashuis toe. En toe ek by die plaashuis kom en die tannie sien, die sede, wat 'n tannie, baie liefdevolle tannie soos daai wou doen, is om my net te help, om seker te maak sy die kapy kan wegvan, want dit was nogal seer geweest en dit het lekker gebrand. Maar verbeel jouself dat ek het daar geloop en sy wou my help en ek van nee. Dis myne hierdie. Dis my seer hierdie. En soos die tyd aanstap, weet julle mos wat ons liggaam doen? Ons liggaam begin om homself te doen. Wat doen die liggaam? Hy begin om homself te genees. En soos die liggaam begin om homself te genees. Nee, dit kan nie gebeur nie. Ek moet dit afhou. Ek het my seer nodig. Dis my seer. Die Woordeboek sê dat wrok is 'n beminde afkeer. Nou ek weet nie van u nie, maar ek bemin my kinders. Maar om dit wat ons seermaak te bemin, dit maak nie sin nie. En tog so nou en dan as ons iemand sien, dan maak ons hy seer weer oop. En ek kom by die plaas en die tannie is daar en sy gaan na haar kas toe en sy haal mercurochrome uit. Julle weet wat mercurochrome is, né? In Engeland as ek vir hulle sê mercurochrome, dan kyk hulle my met sulke pieringoë aan. Wat? Dit is lekker om te weet ek sonder mense wat weet wat mercurochrome is. Nou as van die jong mense weet, wat? Wat's dit? Dis okay, hoor hier, waar gaan jy gou hier af gaan val? Dan wys ons vir jou wat dit is. En sy gaan haal hy mercurochrome uit. En sy haal hy watte en sy druk hom in hy watte en ek weet wat kom, want my pa het ons al gewys wat hierdie goed doen. En sy druk hom daarin en sy maak hom lekker nat en sy druk hom op hy seer en ek dink ek klim deur die dak. Want hy brand. Julle weet hoe dit werk, né? Hy brand die duiwels uit jou uit. Maar dan is hy klaar. En dan kan jy daai wond los, dat hy genees. Maar die litteken bly. Julle sien mercurochrome is die hart. Is soos vergifnis vir die hart. Julle sien vergifnis gee ons die geleentheid om God toe te laat om weer dat sy liefde deur ons kan leef.
dat sy vrede weer deur ons kan leef, dat ons dit weer ten volle kan ervaar, maar nie net self kan ervaar nie, dat ons dit weer ten volle kan uitdeel en met ander kan deel, ten spyte van die littekens, ten spyte van die pyn. Jesus het dit vir ons gewys, daar op die kruis, 2000 jaar, op hierdie dag, oor 'n paar ure, gaan hy daardie woorde uitspreek, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ons doen dieselfde. Want geliefdes, ons verhoog Jesus se naam, wanneer ons kan vergewe. En wanneer ons nie bereid is om dit te doen nie, verhef ons onsself. Kom ons bid saam. Here, dit is wonderlik om te weet dat daar 'n geleentheid was vir Josef en sy broers om versoening te doen. En alhoewel ons vind dat Josef se broers om vergifnis vra vir dit wat hulle teenoor hom gedoen het, glo ek in die diepte van my hart dat Josef geestelik volwasse genoeg was om te erken dat hy nodig gehad het om hulle vir hom vergifnis te vra. Miskien is daar een van ons vanoggend hier, Here. Nie miskien nie, ek glo daar is, Here, dat daar van ons wat op hierdie pad is, wat op hierdie pad loop van aksies en reaksies. Miskien is ons op 'n punt waar iemand ons sopas seer gemaak het. Miskien is dit iets wat jare terug gebeur het en ons loop 'n pad op wat ons vasgevang hou in 'n donker verlede. En ons sukkel met 'n beter toekoms, want ons is vasgenaal deur ons bitterheid en ons wrok. O Here, ons is te swak om dit deur ons eie krag van ons skouers te kan afhaal. Ons is te swak om dit deur ons eie krag te kan doen. Gee ons die krag deur die Heilige Gees, Here, om te kan vergewe, sodat ons weer ten volle met liefde en vrede kan leef en dit kan uitdeel met ander, want dit is deur daardie liefde en daardie vrede dat U verhoog kan word. Here, help ons om nie onsself te verhef in hierdie lewenspad met sy speletjies en reëls nie. Maar help ons om te aanvaar dat die lewe nie altyd regverdig is nie. Dis waarom dit vir my nodig is om U te verhoog deur ander te vergewe. Gee my nou daardie energie, gee my nou daardie krag, nie om wraakspeletjies te speel in my gedagtes nie, maar om te kan vergewe. In Jesus se naam.